Ek beskou myself as 'n boer en in hierdie land kan dit 'n paar dinge beteken, dat hang af wie jy vra. En vandag, liewe vriende, het ek 'n man wat diep is in boerewêreld in my kop in elk geval, saam met my hierso. En ons gaan sommer net praat oor 'n paar dinge boer. So kry vir jou koffietjie en dan kom praat jy saam. Radio Nuwe Lied. Jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets met Corneille. Gesels saam oor alles en nog wat. Goeiedag liewe vriende, baie welkom by Radio Nuwe Lied en Klets met Corneille. My naam is Corneille en ek weet ek het die mikrofoon vandag hierso, maar jy is welkom om saam te klets. As jy wil vir my 'n boodskap stuur met WhatsApp of Telegram, doen dit asseblief by 062 336 5330. As jy wil 'n e-pos stuur, radio by radionuwelied.com. Vandag se gas by my, baie opgewonde, Koot van der Ruyst. Koot, baie welkom daarom net eers in die eerste plek. Das ek Corneille, baie dankie. Ek het Koot ontmoet ek neem aan 2 weke gelede nou, by Lex Libertas se Future of Nations konferensie. En Koot is betrokke by Boer Media. Ek kan nie onthou nie, Koot, ek weet ek het jou gevra, maar jy kan net maar van ons sê, is jy die eienaar, is jy een van die eienaars, waar pas jy in die prentjie van Boer Media? Dis reg, Corneille, ja, ek is tans die eienaar, ons is so 'n paar medewerkers, laat ek dit so stel, terwille van die platform wat ons het, ons 'n groep ouens wat saamwerk en wat dieselfde gedagte het. Maar ek sal vir jou nou meer vertel daaroor, ja. Boer Media laat my nogal dink, dat dit is julle fokusgebied daai. So, as julle praat van Boer Media, praat jy spesifiek van, kom ek vra dit vir jou. Wat bedoel jy met boer in Boer Media? Wie is julle mark wat julle bedien? Man, ons het altyd so grappenderwyse 'n sê ding tussen ons, dat Johan van der Merwe, wat saam met ons is, ook by Boer Media, hy is eintlik een van die stigterslede, hy is die ou wat die gedagte verstaan het, en hy is eintlik die joernalis, maar maak nou nie saak nie, ons het hom gesê, hy is die boer, en ek is die media, net terwille van die feit dat hy so lekker lang baard het. En Johan hy het nog al 'n redelike baard. Ja, en hy het 'n baie besonderse manier waarop hy na dinge kyk, en hy kan hom nogals baie akkuraat opsom. En Johan is baie lief vir ons volk, vir ons boere en Afrikaner volk. Hy is baie lief vir hulle. So dit is maar uit daai uit wat dit eintlik voortgesprei het. Johan homself is ook het ook die journalistieke bedryf gaan studeer, en so ek het die van Boer Media se kant af het ek nou maar aan 'n ander kant gebring, maar ek gaan nou daaroor praat. Jy het gevra oor die boer en Boer Media. So dit beteken eintlik 2 kante. Min mense verstaan maar eintlik dat dit kan 2 goede beteken. Die een ding is dat dit 'n landbouer kan beteken, dat ons in die op die landbou, op die boer fokus, want dis egter waar ons maar groot geword het, né? Dus ons het uit die veld uit die natuur het ons groot geword. Landbou, om te boer, om jou hande en dit wat jy doen in die grond te hê, is deel van, ek wil amper vir jou sê, van jou kultuuropdrag, jou kultuur aspek. Dit is die diepste begronding van jou kultuur. En dan die tweede aspek is dan nou die identiteitsaspek van boer in 'n volksverband. En ek dink min mense verstaan dit. So ons sien hom op hierdie stadium, is dit definitief vir ons dat ons wil gaan oor ons verwys na die volksaspek ook. Ja. Ons laat nie die landbouer boer uit nie, maar ons fokus is spesifiek op die identiteit van 'n volk. Ek sit nou dink 2 ding van die boer in die konteks van iemand wat in die landbou is, dat ek weet nie of dit nog meer so is in die afgelope paar jaar, maar ek onthou toe ek groot geword het minstens, dit maak nie saak wat jou vriende is nie, almal wil graag 'n plaasie iewers hê. En wat hy daarop gaan doen en hoe hy dit gaan doen, was nie die belangrikste punt nie. Die belangrikste ding is, iewers waar hy 'n stukkie grond gehad het. Ek dink is 'n diep deel van ons genetika daai hoor. Dit is inderdaad so. Wat net so stapie terug van jou media bedrywighede af van nou. Vertel ons net 'n bietjie meer van jou. Waar is jou agtergrond? Waar kom jy vandaan en hoe het jy geëindig waar jy nou is?
Corneille, ja jong, my agtergrond kom maar ook groot geword op in die landbouomgewing, saam met pa wat geboor het daar. Ons kom uit die Noord-Kaap uit, daar in die Valas besproeiingsskema. Nou daar het hulle, is die kom ons met die plase, jy gaan eintlik 'n plaas noem nie, ons noem dit sommer plotte. Dis seker 20-30 hektar plotte, wat jy intensief met besproeiingswater dan mee boer. So, ons het altyd so 'n spottery daar in die Valas skema gehad, dat as jy sien 'n ou sit 'n tonnel op, dan weet jy, die ou is nou in die moeilikheid. Maar op die einde van die dag, het almal, die hele Valas skema is nou, ek dink oor die 50%, is nou al met pekaneetbome beplant. So dit is interessante hoe die hele waar hy eintlik bedoel is om 'n kosmandjie te wees vir die land, het hy nou absoluut 'n pekaneetmandjie geword vir die land, en almal is op pekanete nou in die Valas. Maar goed, waar ek vandaan kom is van daar af, toe ons na skool het ons gaan studeer, ek is toe in die rekenaar in IT, inligtingstegnologie, gaan studeer, rekenaarprogrammeerder geword, en toe het ek nou maar daar by die korrektiewe dienste, weet het ek maar my diensplig ding gaan doen, maar met so 'n kantlyn, ek sê nou beurs, wat ons toe nou daai tyd gekry het, en het ek my nou self vaardig gemaak nou in die rekenaarbedryf. En al die tyd het ek maar nog nooit ek wil amper sê daar waar ou vanaf gekom het, gelos nie. En so het ek ook hierso in Pretoria het ek my vrou hier gekry, en hulle was so bly ook op plotte, en dis maar hoe ons ook nou ontmoet het hier so op plotte. Ek het eintlik by een van die offisiere het ek sy huis opgepas, en toe het ons nou hier op die plotte, terwyl ek op die plotte was in kerk gegaan, het ek hier gesien, is is toe nou iemand, en ons het daar toe nou, so deur die kerk het ons nou ook maar ons ontmoet, en toe later getrou, kinders gekry en alles. So ons is maar altyd met die grond en goed betrokke gewees, maar, en toe my pa oorlede is in 2003, toe het ek, my pa was 'n perdeman, behalwe wat hy nou geboer het ook, was het altyd perde. Ons het, een ding kan ek vir jou sê, is, ek het hom nooit gesien, uit gewone wyntjies met middagetes, sondagetes en sulke goedjies het hy gevat, maar ek het my pa nooit dronk gesien nie. Hy het nooit iets gevat wat te veel was nie. Hy was altyd op sy voete nigter. En met die perde, so my ma het altyd gesê, sy gee nie om oor die perde nie, ten minste weet sy het nie 'n man wat dronk is nie, so laat hy aangaan met die perde waarvoor hy lief is, en aangaan. Daai liefde het er op 'n manier afgesmeer aan 'n mens, terwyl jy nou nog jonk en rebels is, dan begin hierdie perde vir jou irriteer, jy moet altyd vir pa help vashou, jy moet altyd hier 'n perd gaan haal, en dit gaan doen vir hom, en dit, jy weet, daai opdraggies wat jy moes kry, en dan hier en daar kry jy maar so 'n rasie ook in, so jy het naderhand gevoel, het is nie so lekker nie, maar dan kom die skou daar, en dan gee pa weer vir jou 'n kans om met die skou ietsiekie te doen, en om 'n ding te doen, en jy sien hoe hy ook dan nou lekker ry en dit geniet, en dan is dit vir ons allemaal lekker. Maar dan, en dit het toen nou geword, dat ek toen nou ook in so in 2006 se kant af, ekskuus toch, dis al 2000 en, jy weet, ja, nou het ek my datums vergeet, maar dit was voor 2006 en na 2010. Daar was daar so 'n periode, ek was so 3 jaar terug, na Valas toe begin ou nou moeg raak vir hierdie programmeringsstorie. Dit is al as wie net vir jouself sê, hierdie programmering is nou 'n bietjie te veel vir jou, en toe het ek nog steeds met perde aangegaan in Gauteng. So ek het hier in Gauteng, het ek trouwens gedoen met poetse en perde vir Vale, jy weet. So maar, en ons het dit so 2016, het ek opgehou daarmee gesien, wacht, die bedryf raak net te gevaarlik. Die bedryf raak net te gevaarlik vir daar waar hulle oralster wil hê, ons moet met 'n perdekar ry.
So dis maar wie ek is, en dan my hoofberoep was dan nou maar programmeerder, maar ek is ook in 2018 is ek daar uit. Interessante ding van perde vir my altyd is, ek kom van 'n plaas af, en ek het niks van perde geweet nie, my pa was 'n motorfiets aanhanger, so ons het met motorfietsen groot geword en met perde nie. Ek het die eerste maal in my lewe, toe ek in matriek was, op 'n perd geklim op 'n ander ou se plaas. So ek het nooit hierdie ding van perde gehad nie, en ek kom van 'n plaas af. Moet jy te sê, ek het ook 'n vriend gehad wat hou van motorfietsen, en hy het altyd, as ons by mekaar gekom en dan sê, jy weet wat, hy is nie lief vir perde nie, hy hou eerder van die eysterperde, want gewone perde is te veel van 'n verhouding. Hy sê sy motorfiets, weet hy as hy val, is dit sy skuld, en as hy vanaand by die huis kom, kan hy motorfiets vat en in die waarnes gaan trek, of in die garage gaan trek, en dan sê dan eet hy nie meer nie. Nee, ek sê vir, dis waar daai, maar deesdae, hoe die paaie lyk, ek het my motorfiets gekoop toe my jongste gebore is. Ek kon dit nie weet, dis nie dat ding van, ek kon dit nie oor my hart kry weer by ding te gaan ry nie, maar die paaie is iets verskrikliks. En, correct. Ek eis om te dink as jy met 'n motorfiets moet ry en jy weet nie waar die gate lê nie. Ek het nou net met my karre, 2 van hulle al, hulle bande, die wiele self gebuig of gebreek met slaggate, so ek wil nie weet met 'n motorfiets nie. Ek dink 'n perd sal beter werk op deesdae. Ja, vertel jy motorfiets. Wat ek wou sê is, ek het ook so vir 4 jaar het ek met 'n motorfiets werk toe en teruggereis, en dit was nogals interessant geweest. Daar was jy weet, ek het ook, hoe sê hulle, ek gaan nou die Engelse term gebruik, line cutting gedoen, dan ry jy so tussen die voertuie deur, jy vleg so lekker, nou, ek het die GS 800 gehad, maar wat lekker was van hom is, hy was my die maklikste motorfiets om tussen die voertuie te kon deurvleg, as ek so kan stel. Maar elke keer as ek sien die kom ou van agteraf, dan maak ek vir hom plek, dan klim ek agter hom in. En ek het al 2 ouens voor my gesien, kom ons sê, val, maar dan nie seer val, net val soos wanneer daar 'n foutjie kom. So, dit het 'n mens laat altyd besef, jy weet, jy moet nooit wind hier raak op 'n motorfiets, maar altyd rustig bly. Is vernigter dink en rustig wees. Correct. Ja. Forward thinking, soos hulle sê. Oor die quote op Boer Media weer terug. Ek sien toe nou ook by julle webwerf kom dat julle is in beginsel 'n baie groot stuk van julle, minstens is 'n besigheidsnetwerk. Is dit toe julle begin het oorspronklik, of is dit wat ding wat julle net besluit het van die begin af, dit moet deel van julle wees, 'n diens wat julle lewer, of hoe dit begin? Man, die besigheidsnetwerk is eintlik maar 'n ding wat ons gebruik het as 'n ware toevoegingsaspek tot die Boer Media om die ek wil amper sê om dit makliker te maak vir mense, want een van ons grootste dinge wat na ons toe kom, het maar te doen gehad ook met die feit dat ons die mense kontak ons en jy hoor sommer as hulle met ons praat sê, ag wat ek is nie reg vir hierdie ekonomie nie. Ons is weet waarom sal ons weet nie meer wat om te doen nie. Dan sê ons maar goed, hier is ons nou, ons sit hierdie ouens op, so jy sal sien, daar is so paar ouens wat geregistreer het, wat dalk miskien oneerlik is met hulle BEE status, maar die algemene gevoel is dat mense sal wees wat dan nou nie is nie. En dis hoe ons nou die netwerk opgestel het, maar ons is eintlik, as jy nou moet vra wat ons eintlik eers doen, dan is ons eerste net 'n platform waarin ons kan help, dat ons volk hulle stem kan hoor. Want jy weet, ons glo in ons eie, in onsself, dat ons het 'n roeping om 'n volk te moet wees, maar dat ons mense het begin skaam raak. Daar het so 'n liedjie uitgekom verlede jaar of voorverlede jaar wat sê die Afrikaner maak so. As hy jou groet, kyk hy jou in die oë. Die tyd het gekom dat ons nie bang moet wees vir wie ons is nie, en nie skaam moet wees en nog steeds die las moet dra van die skuldlas moet dra van dit wat ons gedoen het nie. En dis presies waar ons wil wees. Dus ons wil mense help dat hulle met kop en skouers kan glo in hulle eie identiteit sonder om die negatiewe propaganda narratiewe te kan wil glo van wat die wêreld daar buite kan sê wie ons is. Ons mag 'n volk wees. En snaaks genoeg, ons het
die afgelope paar jaar het ons 'n paar keer met verskillende persone, groot name gepraat en gesels en gesê, gevra, mag ons 'n volk wees? En dan het hulle almal my pertinent reggehelp en gesê, nie mag nie, ons moet. En toe ek nou begin met NP van Wyk Lou se goed 'n bietjie dieper in lees, toe sê hy dieselfde. Toe sê wanneer ons begin vir ons vra, self die vraag afvra, dan mag ons 'n volk wees, dan begin dit aanduidings wees dat ons wonder of ons 'n volk moet wees, en dan begin dit eintlik wys dat ons is twyfel of ons 'n volk moet wees. So ons moet pas op dat ons onsself nie laat intimideer deur die wêreld daar buite dat ons nie 'n volk mag wees nie. Ons moet 'n volk wees en ons moet seker maak dat ons kan voortbestaan. Anderster gaan ons verdwyn hier in die suidpunt van Afrika. Ja, dis 'n ongelukkige ding wat gebeur het dat iewers het boere of baie mense in geval skaam geraak vir hulle, ek vermoed hoofsaaklik hulle verlede. En ek het net daai ding van, al was jou voorsate builmoordenaars, dit maak nie iets van jou nie. Dit het 'n gevolg op jou miskien, wat jy moet hanteer dinge mee doen, maar jy kan nie pa staan vir alles wat in die geskiedenis gebeur het nie. En het altyd vang van ons land is, ons land vir een of ander rede het hierdie unieke ding wat mense na ons kyk asof ons die enigste mense op aarde is wat iets gedoen het. Kom ons sê maar iets soos apartheid. As jy daai ding kyk, enige plek op aarde, een of ander vorm, het iewers iemand iets soortgelyk. Hulle het 'n ander naampie, of hulle het nie 'n naampie nie, maar ons land het die unieke voorreg gehad om daai ding gelaai te kry op spesifiek die boerevolkie. So, en mense het die groot ding van skaamte oor, ek dink hoofsaaklik hulle verledes, en dis 'n dom ding, dis nie nodig nie. En ek glo definitief dat ons volkie is geroep na hierdie suidpunt van Afrika toe. Vir meer is net oorleef en kom weg abo. Ek dink die Hemelse Vader het vir ons 'n baie goeie plan hier so onder, en ek dink partykeer vat ons om raad, partykeer vat ons om baie mis, maar dat ons 'n roeping het in my kop is nie te betwyfel nie. Lekker koffie word op die heel beste natuurlike metodes verbou in die hoof koffieproduserende lande in Afrika. Jy kan sommer die kwaliteit proe. Spesialis koffie van ander gebiede is ook beskikbaar. Jy kan jou bestelling plaas by juweliet.co.za. Dis beskikbaar in verskillende sterktes, as bone of gemaal en in 3 verskillende groottes verpakking. Onthou, as dit nie sê lekker koffie nie, dan is dit nie lekker koffie nie. Kyk, Corneille, ek dink ons moet definitief die gesprek gesels en praat oor die aspekte van hierdie apartheids, ek noem dit swart kwas wat gebruik word om ons eintlik heeltemal toe te smeer. Ons moet teruggaan en gaan kyk na apartheid as en die rede hoekom dit daar was. Ja. En ons kan vir mekaar mooi gaan kyk. Wanneer ons daarna gaan kyk, kan ons gaan kyk dat ons kan, en dan moet ons vir mekaar vra, het ons ouers regtig waar so haatlik opgetree, was hulle sulke goddelose mense wat nie eens aan ander mense gedink het wat ander volke is, dat hulle in Suid-Afrika besluit het, nee, ons wil nou 'n crime against humanity pleeg en ons wil ander volke uitwis. Nee, Corneille, die probleem kom daarby, die mense wat die politieke bestel wil verander, het dit gebruik net as 'n negatiewe narratief om ons uit die stelsel uit te kon kry. En dit het vir hulle baie goed gewerk, en soveel so dat hulle dit selfs dit is dieselfde wat ons nou maar huidiglik teen die ANC gebruik vir al hulle foute wat hulle maak. Het hulle nou gekom en hulle daai tyd vir ons gewys, dit is 'n groot ewel. Maar as jy die syfers moet gebruik wat hulle destyds gebruik het om ons crime against humanity te gebruik, as jy die syfers gebruik, die feite, behalwe nou vir die feit dat hulle kon stem nie, en ek gaan jou nou vertel oor die stemmery. As jy die syfers gaan kyk, dan sê ek vir jou die ANC regering wat ons vandag het, is ook 'n crime against humanity. As jy gaan sê vir my, maar wat van die stemstorie, dan sê ek vir jou, Verwoerd was besig met 'n stelsel waarin elke volk en elke kultuurgroep, etniese groep, na homself kon kyk, vir sy eie leiers kon stem
en sy eie huishouding in stand kon hou. Dit was waarmee Verwoerd hulle besig was. En dit was besig om te goed te gegroei het, dat die, kom ons noem die ordes van die dag, die ouens wat baie geld wil maak uit die ander volke ook, het nie daarvan gehou nie, en gevolglik het hulle opgestam teen Verwoerd, en hulle om eerste keer probeer uithaal, en tweede keer toe hulle hom uitgehaal het, toe was dit net 'n boodskap vir die volgende leiers wat gekom het en gesê het, maar wag, julle gaan nie nou hierdie kultuurding doen met al hierdie lande en wat julle wil maak binne in Suid-Afrika nie. Nee, ons soek om een, want ons wil hê aparte, die sogenaamde apartheid moet weg wees, sodat ons oralster kan besigheid doen. So net om jou 'n vinnige idee te gee oor Verwoerd, is Verwoerd het gesê, hy sien dat die swartes, die swart volke, word baie maklik deur die wit Europeërs wat inkom, word hulle, ek wil amper sê, hulle word oorgevat en hulle besighede word gevat ensovoorts. En hy het hulle beskerm in die swart lande, en hy het gesê, die wit besighede mag nie in die swart buurlande gaan besigheid doen nie. So uiteindelik het Verwoerd meer gedoen vir hulle, as wat die ANC enigstens die afgelope 30 jaar, en selfs jy kan sê 100 jaar gedoen het, vir hulle eie kulture en hulle eie kultuurgroepe. Ek stem saam met jou, ek dink die ding wat, een van die goede wat vir my 'n hartseer storie is, dat geskiedenis so agterspeen begin suig het met verloop van tyd saam, want geskiedenis, en is ook 'n moeilike een, want geskiedenis verander met tyd saam, lyk vir my, maar geskiedenis laat jou terugkyk en leer hooplik daaruit, en een van die interessante dinge, wat ek nie weet of baie mense van bewus was nie, is presies wat daar gebeur het, wat hulle gesê het, en al sulke dinge nie. En die ander punt wat ek wil half byvoeg by jou storie, van wat hy probeer doen het, Verwoerd probeer doen het, en goed, is net, goed gebeur in die konteks van die tyd waarin dit gebeur. En ek sit en dink net oor die storie van, as ons nou praat van, in ons land is een van die probleme diversiteit, en jy probeer mense wat uiteenlopende uitkyke oor die lewe het, saamvoeg in allerlei maniere wat baie moeilik is. En op 'n soortgelyke manier kon ek myself nou net sit en dink, as jy in daai tydgreep geleef het, en jy kom van 'n Europese agtergrond met ontwikkelde wetstelsels en allerlei dinge, en hierso kom swart mense, wat op geen sins 'n mindere manier 'n mens is, en niks daarmee uit te waai nie, maar om mense te kry wat daai vorm van lewe het, en hulle manier van regsgoed te doen, en hier kom jy met die Europese sisteem uit, hoe sit jy dit saam in 'n plek? En ek dink hulle het daai dinge gekyk en besluit, ons kan nie daai ding so doen nie, ons moet dit apart doen. So, dinge wat vandag op 'n manier, wil ek amper sê, onaanvaarbaar sou wees, was op daai stadium net, dis waar die tyd wat hulle geleef het, en om vandag terug te kyk, na daai tyd toe, en dit te oordeel, asof ons in vandag is so dom, soos jy kan het met die Bybel ook doen. Jy kan ook in die Bybel gaan, en goede gaan gebruik op maniere waar dit nie toepaslik is nie, want dit was 'n ander manier van doen, en dink, en samelewings gewees. Ek dink kritiese denke, en ek wil amper sê filosofie en geskiedenis, allerlei klassieke opvoeding goede, dink ek is 'n baie groot gemis, dat dit nie meer deel van ons lewens is nie. Sodat mense kan terugkyk na goed, en of jy daarmee saamstem of nie, minstens kan beter dink en oordeel oor dit, en ook dit gebruik dan om vorentoe te gaan, en leer uit die storie uit. Ek meen, dis die hele punt van geskiedenis, is leer uit die ding uit, as jy aangaan. Ons mag nie ons geskiedenis nalaat nie. Ons moet ons geskiedenis leer. Ons moet seker maak dat ons kinders ons geskiedenis ken. En natuurlik is geskiedenis en die oorvertel van wie ons is en wat met ons gebeur het in die verlede, is deel van die gelofte. En ons as volk is niks sonder 'n gelofte nie, sonder die gelofte, die Bloedrivier gelofte. Die Bloedrivier gelofte sien ek as absoluut die gom, die katalis, dit wat veroorsaak het, dat ons 'n volk geword het. En jy weet, ek vergelyk dit in die sin van Mosambiek, Zimbabwe, Namibië. Dit is Europeërs wat daar in daai lande ingekom het. En hulle het nie so 'n volksidentiteit aangehang, soos wat ons gedoen het nie. Ons het onsself beginne noem boere in hierdie lande. Jy weet, was 'n trekboer of waar die term boer dan nou ook vanaf kom en hoekom hy hoofletter B geword het, weet, is vir my dan irrelevant, maar ons het onsself gesien as boere. Die ander lande, wêrelddele, het ons ook
boere genoem. So ons het onsself nie as boere genoem nie. Hulle het ons boere genoem tot nog onlangs toe. Ek skiet nie daarmee die Afrikaner term en identiteit af nie. Vir my is die twee te na mekaar. Vir my is die twee te nodig vir ons klein volkie om saam te moet gaan en die pad vorentoe uit te werk, né? Maar die punt wat ek jou wil sê is dat ons het nodig om op daai geskiedenis te kan terugkyk en te kan sien wat het ons reg gekry, waarin het ons beweeg, en ons moet ongelukkig terugkyk, want dit het in ons eie geleedere het dinge begin skeefloop en het ons letterlik ons land weggegee. Maar Corneille, 'n belangrike ding wat ons nie moet vergeet nie, is dat die aanval na ons toe was nog altyd op ons taal gewees. En want sonder 'n taal is 'n volk eintlik niks. Hy hou op om volk te wees. En dieselfde ook met 'n roeping. As jy 'n volk wat nie glo in sy eie roeping nie, hou op om 'n volk te wees. Nou wie in ons geleedere, in ons heidendaagse geleedere, vertel vir ons dat ons as 'n boerevolk of 'n Afrikanervolk het 'n roeping. Want daarsonder het ons kan ophou om 'n volk te wil wees. Dan die ander ding is wanneer jy die taal wegvat, neem ons die volk weg. Nou ek weet party mense sê vir my, ja, maar ons moet die Engelse ook toelaat, bla bla bla. Ek het nie 'n probleem nie, dis reg, hulle kan inskakel, maar hulle moet verstaan dat die kern van ons volk se menswees lê in sy taal. En dan vir ons sal moet besef dat 'n volk leef solank hy 'n hoë ideaal het waarna hy streef. So ons moet vir mekaar 'n roeping gee, ons moet kyk dat ons daai hoë ideaal nastreef, en ons moet ons taal suiwer hou, en ons moet ons taal onsin maak, en ons moet veg vir ons taal. Jy weet self hoe veg die regering van die dag teen ons taal. Hoe probeer hulle ons taal uitwis en vernietig oral terwyl ons met ons taal beweeg. Nou, ja, ek gaan nou nie verder oor daai diep ingaan nie, maar ons kan daaroor ook praat as jy wil, maar vir ons is belangrik dat jy weet, vir ons om deel van die volk te wees, moet ons bewus wees van ons identiteit, en ons moet gefokus wees op ons roeping, en ons moet sterk wees in ons taal en ons kultuur, saam met ons geskiedenis. Ja. Nee, stem saam mee, dis alles goede wat belangrik is, en behoue moet bly. Ek is weer eens van die hartseer goed is dat as 'n mens half probeer vashou aan en beskerm wat jy dink is belangrik vir jou en jou tradisies en jou volk en al daai goede, is dat mense dink, omdat ek vir my is ek teen jou. En glad nie waar nie. Ek gun jou soveel as wat ek my gun, maar hierdie is my goede en ek dink nie dat is iets mee verkeerd om na jou goede te kyk en te probeer sorg dat dit oorgedra word en aangaan nie. Die volgende ding wat ek vinnig vir jou net jou opinie oor wil kry, is die ding van vryheid. Watter mate dink jy van vryheid het boere nou, en hoe dink jy moet die vryheid lyk vorentoe? Ja, weet jy, Corneille, daai is nou om vir my te vra, hoe lank is 'n stukkie tou? Want elke ou se siening van vryheid verskil. En ek gaan vir jou sê hoekom, praat jy met die gewone Jan Alleman op die straat en sê, maar ek is vry, ek kan dan nou Spar toe gaan, ek kan Pick n Pay toe gaan, ek klim in my kar, en ek ry hier in Suid-Afrika rond. Max de Pre doen dieselfde met ons. Hy sê, maar ons is vry, ek kan gaan kos koop, ek kan gaan enigiets doen. So mense sien vryheid slegs as die ruimte waarin ek beweeg, is ek vry. En dit is so. Maar wanneer jy kyk na die hoë roeping, wanneer jy kyk na wie jy as 'n volk is, en jy probeer binne jou groter identiteit dit beter verstaan, dan kom jy agter, maar ons het nie vryheid nie. En die rede vir die vryheid is, ek kan nie as 'n kultuurgroep en as 'n volk, en ek sê die ander term wat ek sien die meeste ouens deesdae gebruik is, of nog afgelope ruk gebruik is, gemeenskap. Ek kan nie as 'n boeregemeenskap, 'n boerevolk, kan ek my eie besluite neem en ek wil amper of sê my eie wette maak nie. Ek kan nie, verstaan jy, nou is ek absoluut onderdanig aan politieke narratiewe en ideologieë wat gemaak is deur 'n ander kultuurgroep, of hy weet, ek wil eintlik sê, hy is nie deel van my kultuurgroep nie,
Hy is nie deel van my waardes nie, hy is nie deel van my standaarde wat ons het nie, en hulle doen dinge op 'n manier wat wys vir ons, met die kennis wat ons het, dat hulle neig na die sosialistiese, marxistiese modelle. Ons kan dit sien, jy sien dit, jy het nie hoërgraad wiskunde nodig nie, jy het net daai bietjie kennis nodig om te verstaan, waar is hierdie ouens besig om na toe te beweeg. Nou, hoe kry ek myself uit dit uit? Vir my, die enigste manier om myself uit dit uit te kry, is eerste instansie, ek moet bewus word van die feit wie ek is. Dit is my belangrik dat ek my identiteit moet verstaan. Ek moet kan sterk wees in my identiteit. As ek nie sterk is in my identiteit nie, kan ek maar eintlik die geveg los, want die hele wêreldstelsel, die internasionalisering, die globale burger konsep, is eintlik ene wat vir ons leer om te sê, gooi weg jou identiteit, gooi weg jou geloof, gooi weg jou geslagte, jou geslag wie jy is, gooi weg alles en word so bietjie, net so bietjie assimileer so bietjie met die wêreld, word so bietjie 'n wêreldburger wat oralster alles is, maar eintlik ook niks is nie. En die oomblik as ons jou daar het, dan kan ons jou geloof verander, ons kan jou vertel enigiets wat jy wil doen, ons kan nuwe stelsels op jou implementeer, want jy het nie meer 'n identiteit nie, jy het identiteitloos geraak. En so kan ons dit ook terugtrek na die woord toe, dat as ek begin in al hierdie ander gelowe ook begin ewe skielik dieselfde ding doen en sê ek assimileer en glo, almal glo maar net eintlik aan een sentrale God, ons noem hom nou maar net ander name, bla bla bla, dan gaan jy op die ouende eindig by godloosheid. Jy gaan godloos raak. Jy gaan minder betrokke word by wie God vir jou is. God se identiteit en jou identiteit in hom gaan vir jou grys begin raak, sodat jy eintlik gaan wegdryf, al verder wegdryf van die hele spelletjie. So nee, ons is baie sterk daaroor dat vryheid is 'n ding wat jy is 'n gawe van God, wat jy moet gebruik reg toepas hier waar ons op aarde is, en een van hulle is dan ook, of as ons dan nou verder praat, na volgende punt is, ons moet praat van na politieke vryheid. As ons, ons kan al hierdie mooi gelykies maak, maar dit moet ons, uiteindelike doelwit wees om politieke vryheid te hê, maar terwyl ons soontoe gaan, moet ons werk aan daai identiteit, om dat ons mense kan wakker kry, ons mense gemotiveerd kan kry, ons mense sterk en trots in hulle eie identiteite kan kry, en daarvan af kan 'n mens dan die geveg of die stryd verder voer. Net so 'n laaste punt oor selfbeskikking, want selfbeskikking is eintlik maar die term wat ons wil praat. As jy gaan praat met die politici en jy praat met die kenners, die ouens wat selfbeskikking nou maar bietjie bestudeer het, selfs met die Vryheidsfront Plus, jy kan met hulle ook gaan gesels. En jy sê vir hulle, maar kan julle nou vir ons selfbeskikking bietjie dryf? Dan sê hulle vir jou reguit, nee, ons kan nie selfbeskikking dryf nie. Ons is daar as julle reg is. Die dag as julle reg is, en julle druk dit van onder af, en julle sê, ons soek selfbeskikking, soos in 1994, toe hulle ons nou daai laaste besluite geneem het rondom die Afrikaner Akkoord, toe was daar 'n positiewe gedagte oor selfbeskikking, soveel so dat die Vryheidsfront Plus daai stadium verkeerde besluit gemaak het en gesê het, ons gaan net nasionaal gaan, ons gaan nie provinsiaal in die stemme ingaan nie. Nou moenie my asseblief aanvat oor dit nie, ek ken te min van daai spesifieke redes en dis meer, maar hulle het geval, hulle die mense het gesê, maar alles gaan nou so lekker, ons het nou so vryheid, nuwe vryheid, onder die Nelson Mandela regering, dat ons is tevrede met dit. Dis eintlik waarop het neergekom het. Hulle is tevrede met hierdie vryheid wat hulle nou gekry het, en nou laat staan ons die gedagte van selfbeskikking vir 'n volk, om weer ons eie vaderland en dies meer te hê. So, om terug te kom, ons vryheid is werklik waar kompleks, hy is multidimensioneel, en ons moet seker maak, selfbeskikking. Selfbeskikking is nie net 'n dingetjie wat ons gesê, ons soek selfbeskikking. Dis nie selfbeskikking soek nie. Dis om selfbeskikking te leef. As jy nie vir die wêreld kan wys, jy wil self beskik nie,
dan gaan die wêreld vir jou sê, maar julle is nie ernstig hier. Julle hoe weet ons julle wil regtig op julle eie wees? So, dit wat Orania en dit wat Kleinfontein doen, is die regte dinge om te doen. Ons kort meer van dit. Soos met 'n goeie film, is musiek die mees belangrike faktor wat die atmosfeer van jou troudag sal bepaal. Dit maak of breek. Van die oomblik wat jou gaste opdaag totdat die dansvloer sluit, sal Music for Weddings sorg dat jou persoonlike liefdesverhaal die perfekte lewende of opgeneemde klankbaan het. Vind meer uit by musicforweddings.co.za. Hulle het pakkette beskikbaar vir elke smaak en begroting. Bespreek SA se heel beste troumusiekverskaffer. Ja, ek dink dis 'n groot ding van mense wat ek vind dat almal wag dat iets gebeur, asof dit gaan gebeur in die lug. Soos in die regering moet wakker word of bykom of wat ook al die storie is. Maar die regering gaan nie. Nee, dis nie hulle gaan nie, dis die mense wat goed moet maak gebeur. So as jy wil maak as ook waaroor jy staan nie, jy gaan dit moet maak gebeur op 'n manier, anders gaan dit nie gebeur nie. Dis nie die manne daarbo wat dit gaan laat gebeur vir jou nie. Hulle laat nie goed gebeur nie. Ons dryf half goed om te gebeur. Ek dink dis in elk geval die idee daarvan. So ek neem aan, dis wat jy sien ook as jy 'n missie met Boer Media is om die storie te vertel van boer en boerwees en die kultuur en dinge van hulle te wys, want ek weet julle dek baie sulke soort geleenthede en boeredae en die geloftefeeste en baie van daai tipe van ding. Vir julle belangrik, duidelik om die storie van boer en boerwees uit te dra en dit 'n mooi baadjie te gee wat dit kort. So ek dink, ek gaan net vir jou eindig met hierdie vraag. Baie mense wat ek mee te doen kry is, ek noem dit seker maar vuisfoos en is op en hulle kan nie weggaan nie want hulle kan bloot nie, maar as hulle kon sou hulle seker wou. Wat is jou stukkie hoop wat jy vir mense wil gee as hulle is en hulle is vuisfoos? Almal is nie daar nie, moet ek vir jou sê. Ek vind ook 'n klomp mense wat vuur in hulle het vir die toekoms en baie opgewonde is, maar as 'n klomp mense wat moedeloos is, wat sal jou woorde vir hulle wees? Kyk Corneille, die belangrikste ding wat ek net vir jou kan sê is, ons moet vir ons mense sê dat ons nog steeds, al beweeg ons in die volksverband, moet ons onsself gaan vind. En ons moet ons verhouding reg kry met ons hemelse Vader. As ons nie dit reg het nie, dan wil ek vir jou sê, gaan hoop, dit wat ek vir jou sê, gaan in elk geval vir jou niks beteken nie. So dis die eerste wegtrekpunt. Maar die tweede wegtrekpunt wat ek ook vir jou sê is, en nou moet jy my mooi verstaan, is, daar's 'n liedjie wat Guy Korsten gesing het, wat gesê, God sy met u tot ons weer ontmoet, mag sy raad u lei en heilig, mag sy kudde u beveilig. Nou, daai kudde is niks anders in my perspektief, my verstaan, as 'n volk nie. Nou, mag sy kudde u beveilig. En wat ek agterkom is, wanneer ons mense by kultuuraktiwiteite betrokke raak, wanneer ons mense deelneem aan volksbyeenkomste, dan raak ons die kudde, en dan kom ons mekaar agter, en dan begin ons ewe skielik sien, maar gits, ons is eintlik 'n volk wat glo in God, wat glo dat hy 'n roeping vir ons gegee het, en dat ons met daai absolute begrip van dat hy vir ons verlossing bewerk deur sy seun Jesus Christus, dan sit jy met iets in jou hande wat jy met konkreet kan vorentoe vat, en jy kan in jou volk kan jy dit uitleef. Ek weet, ek kan nou nie verder dieper gaan nie, ek sien nou party mense, het nou ander sienings, geloofsienings, wat nou inwaai in ons volk in, en dit is nie wie ons volk is nie. Ons kan oor dit vir ure debatteer, maar ons sal dit kan uitwys, dis nie wie ons volk is, wie hulle was, en hoekom hulle hierso is nie. Maar my punt wat ek wil maak is, om terug te keer na jou vraag oor hoop is, ons moet weer trots wees op ons eie taal en ons kultuur. Ja, dis moeilik, wanneer jy met 'n buurman praat, en die buurman sê vir jou, man, ag, ek gee nie om nie, ek gaan maar eerder rugby lê en kyk, hierso op aan my kant, en ek gee nie om nie, ek gaan net eerder die kultuur uitleef van 'n Suid-Afrika, 'n reënboognasie Suid-Afrika, wat eintlik nie werk nie.
Hy weet dit werk nie, ek weet dit werk nie, almal weet dit werk nie, maar ons gaan eerder net vasklou aan dit wat vir ons lekker is. Dan sê ek vir jou, dit gaan nie vir jou hoop gee nie. Kom terug na jou volk toe, wees trots op jou taal, kultuur, ken jou geskiedenis, leer jou geskiedenis ken, doen 'n bietjie meer, lees op oor jou geskiedenis, en dan laat dit jou selfvertroue gee in jou identiteit en wie jy is. En daarmee, wanneer ons daai het, wanneer ons geloofsbegronding reg is, wanneer ons weet wie ons is, ons identiteit reg is, dan kan ons verantwoordelikheid neem vir ons volk en vir onsself vir die toekoms. Maar wanneer ons twyfel, wanneer ons tevrede is met regverdige heersers, dan gaan ons nie oor hierdie goed te bekommerd wees nie. Ons gaan 'n individualistiese lewe leef, sonder om deel te wees van 'n kollektiewe groep, wat ons dan nou sê 'n volk. En weet jy wat, ek gaan sit eerder in my volkskringe, en ek debatteer en argumenteer 'n bietjie, met van my volksmanne rondom my, en ons kom by 'n antwoord uit, om ons vorentoe te vat, as wat ek in 'n nuwe Suid-Afrika reënboognasie gaan sit, en dinge wys vir jou net, dit is onprakties, onmoontlik om vorentoe te kan gaan. Inteendeel, die hele wêreld is so besig om te draai, nou na 'n konservatisme toe, wat wys, dat dit kan nie werk nie. Dit kan nie werk om alles te globaliseer, alles te internasionaliseer nie. Ons sit in 'n moeilike era. Eintlik sit ons in 'n chaosperiode nou, Corneille. En daai chaosperiode is ek en jy se verantwoordelikheid om ons mense te help, om hulle identiteit te kan ontdek en sterk te kan staan in hulle identiteit en daarmee die toekoms vorentoe te bou. Nou maar, daar's hy, liewe vriende. Daar's vir jou die woorde en die raad van 'n man wat baie dinge van Afrikaans en Afrikaans wees, 'n boer wees raak sien, en deel is van die klomp bewegings, klomp van die kultuurgoede. So ek wil jou aanraai, as jy nie lekker weet van boer en boer wees en wat dit beteken en wat dit beteken het en hoe dit nou lyk, en ek meen ons het aangegaan, niemand probeer nog kappies dra en perd ry vir 'n lewe nie, maar daar's 'n pragtige stuk geskiedenis, en as jy nie veel daarvan weet nie, dit is vrek interessant. Ek het later in my lewe eers geskiedenis ontdek, soos na skools nou, en ek kan nou nie dink, ek was op skool glad nie lief vir geskiedenis nie, want dit is my een van die interessantste dinge geword om in rond te lees. So gaan kyk rond bietjie Boermedia, dek 'n paar sulke geleenthede, en dan kan jy gaan kyk wat hulle doen, en dalk iewers vir Koot raakloop by 'n ding, en 'n gesprekkie gaan aanknoop. Die man is altyd lekker met 'n stukkie gesprek om boerdinge. Koot, baie dankie vir jou tyd vandag. Ek weet jy het 'n vol program en hol die plek vol met 'n mikrofoon in hand. So baie sterkte met jou werk, en mag daar groot vrug wees op julle arbeid. Ja, Corneille, baie dankie vir die geleentheid. Ek dink ons wil ook vir julle dankie van Radio Nuwe Lied. Ons moet julle definitief meer ook ondersteun, en ons meer van mekaar vertel, want ons het nodig om op ons platforms vir die wêreld daar buitekant, vir die mense wat wil begin deelneem en bewus raak van dit wat ons identiteit is, het ons nodig om vir hulle te vertel op platforms soos by julle en op platforms soos ons. En dan hoop ons om ons mense voor in die pad te sien, en moontlik sien jy jouself dalk op 'n video ernstig by Boermedia waar ons uitsaai. Nou maar gaaf, baie dankie liewe vriende, ek hoop julle die gesprek geniet. Wees in kontak, en tot ons mekaar weer sien, hoop ek jy het 'n heerlike geseënde week. Huwelit Huis se reeks natuurlike vloeibare seep sal jou vel, jou hare, jou hande en sommer al jou sintuie aangenaam verras, sommer jou beursie ook. Die lyfreeks word uit luukse, bevochtigende olyf- en klapperolie verseep met slegs natuurlike ekstra bestanddele. Die wasgoedseep is hard op vlekke, sag op die natuur. Bederf jouself. Besigtig die volledige reeks en bestel by huwelit.co.za. Goed vir jou vel, goed vir die natuur. Luister nou na Radio Nuwe Lied, jou Christelike lewenswyse radiostasie. Klets, kuier, luister en leer in Afrikaans.